Welkom by hierdie Simple Science potgooi. Vandag pak ons 'n groot stuk van jou graad 12 fisika vir die NSS-eksamen aan. Werk, energie en drywing. Ja, dis nog 'n kernafdeling. Definitief. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe hierdie idees, hoe hulle werk, hoe hulle soos legkaartstukke in mekaar pas. En hoekom dit eintlik nogal nuttig is om te verstaan, nie net vir die eksamen nie. Presies. Sommer vir hoe dinge om jou werk. Ons gaan die amptelike KWV-dokumente en die eksamenriglyne gebruik as ons basis. So, is jy gereed? Kom ons spring weg. Goed, kom ons begin by werk. Nou ja, in fisika is dit nie heeltemal dieselfde as, jy weet, huiswerk doen of kantoor toe gaan nie. Wat beteken werk vir 'n fisikus? Wel, dis 'n baie spesifieke konsep. Werk word gedoen wanneer 'n krag op 'n voorwerp inwerk en daardie voorwerp laat beweeg. So, verplasing is die sleutel. OK, krag en beweging. Skuif en hier's die belangrike deel, die hoek tussen die krag en die rigting van die beweging. Die hoek? Ja, want ons meet dit in joules en dis 'n skalêr, so net die grootte tel. Maar die deurslaggewende ding is dat slegs die deel van die krag, die komponent wat parallel is aan die beweging, werk verrig. Ek sien. So dis hoekom Dis hoekom as jy 'n swaar tas net stilhou, al voel dit swaar, doen jy fisies geen werk op die tas nie, want daar's geen verplasing nie. OK. En wat van 'n krag wat loodreg is, soos die vloer wat my opstoot? Daai ene, die normaalkrag op 'n plat vloer byvoorbeeld, doen ook geen werk nie, want die hoek met die beweging is 90 grade en cos 90 is 0. Reg, so die rigting maak regtig saak. Wat gebeur as kragte saamwerk of teen mekaar werk? Presies. 'n Krag in dieselfde rigting as die beweging, dink aan stoot gee, doen positiewe werk. Dit voeg energie by. OK. En 'n krag wat die beweging teenstaan, soos wrywing, wel, dit doen negatiewe werk. Dit haal as dit ware energie uit die beweging. En jy het genoem daar's 'n slaggat. Ja. Ons sê nie werk gedoen teen wrywing nie. Die korrekte fisika-term is werk gedoen deur wrywing. En daardie werk is dan negatief, want dit werk teen die beweging. Reg, gotcha. So individuele kragte doen positiewe of negatiewe werk. Wat van die totaal? Wat is netto werk? Netto werk, double net, is eenvoudig die som, jy tel al die werk wat deur elke individuele krag op die voorwerp gedoen word, bymekaar, positief en negatief. OK, sommer net optel. Ja. Of, alternatiewelik, kan jy eers die netto krag, die resultant uitwerk, en dan bereken jy die werk wat deur daardie enkele netto krag gedoen word. Dis dieselfde ding. En wat sê daai netto werk vir ons? Dit sê vir jou wat die algehele effek op die voorwerp se energie is. As W net positief is, neem die voorwerp se energie toe, dit versnel dalk. As W net negatief is, neem die energie af, dit vertraag miskien. OK, so dit klink of werk en energie baie nou verbind is. Absoluut. Hulle is onlosmaaklik gekoppel deur een van die kragtigste beginsels hier, die werk-energiestelling. Die werk-energiestelling. Ja, dit sê die netto werk verrig op 'n voorwerp is presies gelyk aan die verandering in daardie voorwerp se kinetiese energie. Onthou, kinetiese energie, EK, is die energie van beweging. Sjoe. Hierdie stelling is ongelooflik nuttig. Dit laat jou soms toe om probleme op te los sonder om eers direk met versnelling en Newton se wette te werk. Dis nogal 'n kort pad. Dis handig. Maar ons praat ook van potensiële energie, EEP. Hoe pas dit nou hierin? En is alle kragte dieselfde as dit by energie kom? Goeie vraag. Nee, definitief nie. Ons moet mooi onderskei tussen konservatiewe kragte en nie-konservatiewe kragte. Konservatief en nie konservatief. Ja, konservatiewe kragte, soos gravitasie, se werk hang net af van die begin- en eindpunte. Die pad wat jy volg maak nie saak nie. Reg. En as slegs konservatiewe kragte werk doen in 'n geslote stelsel, dink aan 'n bal wat val sonder lugweerstand, dan bly die totale meganiese energie, dis nou E plus E, konstant. Dit word behou. Energie behoud. Maar wat gebeur as daar wrywing is? Of 'n ou wat stoot? Daai is seker nie konservatief. Korrek. Wrywing, lugweerstand, 'n toegepaste krag, spanning in 'n tou. Dis alles nie konservatiewe kragte. Die werk wat hulle doen, hang wel af van die pad wat gevolg word. En dan? Word energie dan nie behou nie?
Gewoonlik nie. Meganiese energie word dan nie behou nie. Dit word dikwels oorgedra, jy weet, na hitte of klank as gevolg van wrywing. So hoe hou ons trek daarmee? Ons het 'n ander beginsel daarvoor. Die werk gedoen deur die nie-konservatiewe kragte, WNC, is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. WNC is gelyk aan delta EK plus delta EP. Dit wys hoe energie die stelsel binnekom of verlaat. Dit klink of dit baie belangrik is om presies te weet watter kragte inwerk. Enige wenke daarvoor? Hoe maak 'n mens seker? O ja, absoluut. Teken altyd, ek herhaal, altyd 'n vry liggaamdiagram. Dis jou beste vriend in hierdie afdeling, werklik. Die diagramme, ja. Dit help jou om elke krag wat op die voorwerp inwerk te identifiseer. Dan kan jy vir elke krag sien, wat's die hoek met die beweging, doen dit positiewe werk, negatiewe werk of dalk geen werk nie. En of dit konservatief is of nie. Presies. Jy sien dadelik gewig, konservatief, wrywing of 'n stootkrag, nie konservatief. En dit help jou besluit watter energiebeginsel om te gebruik. Die werkenergiestelling as net W net saak maak of die WNC beginsel. Veral op skynsvlakke is dit kritiek. Fantastiese raad. OK, ons het werk en energie nou mooi gekoppel. Die laaste stukkie van hierdie legkaart is drywing, P. Wat sê dit vir ons? Drywing P gaan alles oor tyd. Dit is die tempo waarteen werk gedoen word. Of jy kan sê dis die tempo waarteen energie oorgedra word. Die tempo. Hoe vinnig? Ja, die formule is basies werk gedeel deur tyd. So P is gelyk aan W gedeel deur tyd. En ons meet dit in watt, WATT. Gee ons 'n voorbeeld. Dink aan trappe klim. Of jy nou stadig stap of vinnig hardloop teen die trappe uit. Jy doen min of meer dieselfde hoeveelheid werk teen gravitasie om bo te kom, reg? Ja, die hoogte is dieselfde. Maar as jy hardloop, doen dan die werk in 'n baie korter tyd. Delta T is kleiner. Jou drywing is dus baie hoër as jy hardloop. Dit sê vir ons hoe vinnig jy energie gebruik of oordra. Dit maak volkomme sin. Is daar 'n spesiale geval vir drywing wat handig is? Ja, beslis. Daar's 'n baie nuttige formule vir die gemiddelde drywing, PAG, as 'n krag F 'n voorwerp teen 'n konstante gemiddelde snelheid vir AV laat beweeg. Dan is PAV eenvoudig daardie krag F vermenigvuldig met die gemiddelde snelheid vir AV. PAV gelyk aan F mal vir AV. Jep. Jy sien dit baie in probleme met, sê, motors wat teen 'n konstante spoed ry, teen wrywing en opdraandes in, of pompe wat water teen 'n konstante tempo uit 'n myn of boorgat lig. Dis baie prakties. Kyk, so om alles vinnig som te vat. Werk in fisika gaan oor 'n krag wat 'n verplasing veroorsaak en onthou, dis net die parallelle komponent wat tel. Werk is dan direk gekoppel aan veranderinge in energie via die werkenergiestelling. W net is delta EK. Presies. En of meganiese energie behoue bly, hang af of daar nie konservatiewe kragte soos wrywing betrokke is. Dis reg. WNC is delta EK plus delta EP as dit nie behoue bly nie. En laastens, drywing. Dis die maatstaf van hoe vinnig daardie werk gedoen word of energie oorgedra word. Die tempo. Jy het dit. En my heel laaste raad vir jou wat luister en voorberei. Oefen probleme, soveel as moontlik. Oefen, oefen, oefen. Ja. Maak seker jy dek horisontale beweging, vertikale beweging, gooi of laat val en veral daai skynsvlakke. Met en sonder wrywing. En lees die vrae versigtig. Sleutelwoorde. Ja, kyk uit vir sleutelwoorde soos konstante spoed. Dis 'n reuse wenk. Dit beteken die nettokrag is 0, F-net is 0. So, A is 0. Dit help jou om onbekende kragte uit te werk. Of, as iets uit rus begin, weet jy dadelik die aanvanklike kinetiese energie is 0. Goeie wenke. En net om jou brein bietjie te prikkel tot volgende keer, ons weet mos energie kan nie geskep of vernietig word nie, net omgeskakel word. Die wet van energiebehoud. Nou ja, as meganiese energie dan verlore gaan weens nie-konservatiewe kragte soos wrywing, waarheen presies verdwyn daardie energie? Dink 'n bietjie daaroor. Ja,
Iets om oor te wonder.